Kom ons kyk na die formaat van die balansstaatgraaddiens. Nou, soos julle reeds weet, het ons twee afdelings. Ons het 'n bateafdeling en 'n ekwiteit en laste afdeling. En die plan is dat hierdie syfers op die ou einde van die dag klop met mekaar, sodat jou totale bates en jou totale ekwiteit en laste dieselfde sal wees. Met ander woorde, 100.000, 100.000, R5, R5, wat ook al die geval mag wees. Nou, bates word verdeel in nie bedryfsbates, langtermynbates en bedryfsbates, bates wat jy binne 12 maande, daar is die kleiner as bekkie, wat jy binne 12 maande in kontant wil omskakel. So ons nie bedryfsbates is ons vaste bates. Dit is vas. Dit is nie iets wat jy mee wheel and deal en koop en verkoop elke dag nie. Hy het 'n nota, hier kort net 'n kolommetjie hierso. Hy het 'n nota 3 wat saam met hom gaan. Die tweede vaste bate is jou finansiële bates in die vorm van 'n vaste deposito. Sien jy, vaste. So jy het 'n vaste deposito wat langtermyn is, groter as bekkie. Hy het nie 'n nota nie, ons skryf hulle albei se bedrag in die eerste kolom en dan draai jy dit vir my oor na die opskrifie van die tweede kolom net daar. Dan skryf jy hulle totaal daarin. Daai twee syfers bymekaar getel. Die bedryfsbates is ons voorraad. Let wel, ons skryf nie handelsvoorraad nie, daar's verskillende tipes voorraad wat ons hierby insluit. Handels en ander debiteure, kontant en kontant ekwivalente. Nota 4, 5 en 6 gaan ons hier gebruik. Jy maak die totale in die eerste kolom en dan skryf jy die antwoord van hierdie 3 in die finale kolom heel regs. Gaan ons dit doen. Kan jy sien, jy tel dit net in die tweede kolommetjie vir my bymekaar. En dan tel jy hierdie twee pers totale bymekaar om jou totale bates te bepaal. Dan gaan ons aan met die ekwiteit en laste. Eienaarsbelang is nota 7. Jy gaan sy totaal sommer direk vir my in die finale kolom skryf. Nie bedryfslaste, langtermynlaste, is 'n lening, soos 'n huislening of 'n motorlening, enige iets wat jy langer as 12 maande aan afbetaal. Ons gaan sy totaal hier skryf, miskien het die besigheid meer as een lening. Dan gaan jy vir my die totaal weer eens in die finale kolom skryf. Bedryfslaste, korttermynlaste wat jy binne 12 maande gaan afhandel, is jou handels en ander krediteure, jou oortrokke bank en jou korttermynlening. Nou, hierdie langtermynlening en die korttermynlening is baie keer hand aan hand. Hou dit net vir my so lank in gedagte. Miskien het jou ouers 'n 20 jaar huislening en ons gaan 1 jaar sinne binne die volgende jaar afbetaal en dan bly daar 19 van die 20 jaar langtermyn oor en dan is enetjie van hulle korttermyn, maar ons sal daardie verskywing mooi saam met julle doen. Jy skryf vir my hier die totale en jy tel dit vir my hier op in die finale kolom. En dan moet al hierdie totale by ekwiteit en laste vir jou die totaal gee aan die onderkant van jou balansstaat. Kom ons vul net in, nota 8 kom ook hierby. Geen nominale rekeninge nie, Balansstaat is net vir balansstaatrekeninge.